Goeiedag en welkom by vandag se erediens. Ek is Carly en dit is 'n voorreg vir my om saam met jou stil te word, te leer en te luister. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Vandag wil ek hê jy moet bewus word hoe dat elkeen van ons op 'n lewensreis is. En almal van ons is op reis en is op verskillende plekke van ons lewens. En dink dan aan 'n grafiek. Party van ons is dalk op 'n opwaartse lyn op die grafiek, op 'n beter plek in ons lewens, en party van ons is dalk op die afwaartse gedeelte en tyd van ons lewens. En so is almal van ons op ander plekke op die grafiek van ons lewensreis. En ek wil hê jy moet bewus wees dat selfs die mense in jou huis op 'n ander plek op hulle grafiek is. En ek wil hê jy moet dink daaraan hoe sensitief is ons vir mekaar se lewensreise, vir mekaar se stories. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Liefdevolle Vader, dankie dat ons vandag saam kan wees. Here, maak ons harte oop dat ons U woord mag ontvang, dat U Gees in elkeen van ons kan werk. Leer ons, lei ons, en Here, dankie dat U elke dag vir ons as 'n geskenk gee. Dankie vir hierdie dag. Here, seën elkeen van ons, seën die week wat voorlê, en wees by elkeen wat U so brood en diep nodig het, Here. Dankie vir U liefde en U genade. Ons bid dit in U groot en heilige naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vandag lees ons saam uit die woord van die Here uit. Ons lees saam vanuit Lukas 13 vanaf vers 10 tot en met vers 17. En ons moet daarop oplet dat daar 'n groter gedeelte in Lukas 13 is, 'n klomp gedeeltes wat by mekaar inskakel. 'n Gedeelte waar daar 'n oproep is tot bekering, die vyeboom wat nie die vrug wil dra nie, en dan die verhaal wat ons nou gaan lees. En na hierdie verhaal is die bekende verhaal wat ons so graag ken, en dit is die verhaal van die mosterdsaad, en dan nog meer. Alles temas wat Jesus se dade oor dit wat God se koninkryk vir ons wil leer, vir ons uitbeeld. So, vanoggend se stukkie kom uit Lukas 13, en dit is een van die hooftemas wat Jesus se dade en aardse koms opsom. So kom ons lees saam vanuit Lukas 13 vanaf vers 10 tot en met vers 17. Een keer op 'n Sabbatsdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gely het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: "Daar is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie." Toe sê die Here vir hom: "Julle huigelaars, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib los en lei hom weg om hom te laat suip nie. En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar lank deur die Satan vasgebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie." Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. En ons lees tot sover tot in vanoggend se skriflesing. Hierdie boodskap wat ons nou gehoor het, kan baie eenvoudig opgesom word. Dat Jesus die een is wat herstel, wat bevry, verlos en genees. Jesus genees haar nie net fisies nie, hy genees haar sosiale status en hy genees haar geestelik ook. En dan aan die ander kant,
Jesus se konflik met die Fariseërs beklemtoon dat die Sabbat bedoel is vir herstel en nie beheer nie. So vandag gaan ons kyk wat beteken hierdie boodskap van Jesus se bevryding en dat die Sabbat gaan oor herstel. Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat beteken dit vir ons? So hierdie tyd van die jaar, soos wat Kersfees nou nader kom, skep die heel lekkerste gevoel in my binnewêreld. En dit is as gevolg van my kinderjare wat so lekker onthou oomblikke het. Ons het 'n Kersfeesviering gehad met tradisies, die reuk van die koekies en die Kersfeesmusiek wat in die agtergrond gespeel het, die versierings wat ons opgesit het as 'n gesin saam, en die televisie met die mooiste Kersfeesadvertensies. Ek onthou daai een jaar wat die Coca-Cola trok sulke liggies opgehad het, wat vir my so 'n lekker wow herinnering in my hart skep. En dan my heel gunsteling van Kerstyd is om Kersfeesfilms te kyk. Nou die een film in Kerstyd wat vir my die lekkerste is om te kyk is The Grinch. Nou ek en my seun Paul het nou juis in die week weer eens The Grinch gekyk. En die ding wat 'n mens so vasnaal voor 'n mens se skerm wanneer mens na die film The Grinch kyk, is dat ons met hierdie verworpe en seergemaakte karakter kan identifiseer. Nou hierdie film beeld 'n groen mannetjie uit wat verkeerdelik in 'n dorp opgeëindig het as 'n baba en hy eindig toe op tussen die wesens wat die The Who's genoem word. En uiteindelik is hy die enigste groen mannetjie wat in hierdie dorp gebly het. Nou as 'n laerskoolkind het hy hierdie Kersfees geskenk gemaak oor Kerstyd wat hy vir 'n dogtertjie wou gegee het, maar omdat hy so groen was en vol hare op sy gesig was, het hy toe een oggend besluit, hy gaan nou sy hare afskeer soos 'n baard wat afgeskeer word, en toe het hy 'n klomp snytjies op sy gesig gekry, en hy kom toe by die skool aan met hierdie geskenk wat hy vir 'n dogtertjie wil gee, en toe sien hulle hierdie groen mannetjie met al die snye op sy gesig, en wat gebeur toe? Die kinders gebruik en misbruik daardie oomblik om hierdie groen mannetjie, The Grinch, te spot en uit te lag en lelike goed vir hom te sê. En net daar en dan besluit die Grinch toe dat hy niks van Kersfees hou nie. En hy raak kwaad en hy hardloop toe die berge in, waarin hy homself toe vir jare en jare geïsoleer het. Want hy het besluit hy kan nooit weer enige hoe in hierdie dorp vertrou nie. Het ons almal nie maar sulke stories nie. Die skaamte, die boelies, die gespottery, die labels wat ons saam met ons dra. Was jy dalk die nerd op skool, die een met die meeste pysies op die gesig, die dom een, die stoute kind, die roker, die jok wat te dom was om wiskunde te verstaan, die arm kind, die vet kind, die loser? Was jy geboelie? En die ironie is dat hierdie goed ons lewenslang bybly en ons dra ook oordeel van die boelies saam met ons dit, die kinders wat ons gesien het wat geboelie was, die gevoel wat ons oor hulle gehad het en wat ons ook dalk saam aan toegevoeg het. Sari wat jy gesien het as die loslappie, wat jy nog steeds so sien, al is sy al vandag vir 14 jaar gelukkig getroud en die wonderlikste ma van 4 kinders, of die dom ou op skool wat 'n suksesvolle besigheidsman is. En hoekom is dit so belangrik om aan hierdie dinge vas te klou? Hierdie woorde, hierdie seer, hierdie labels bind ons uiteindelik vas. Ons kan dalk 1 of 2 keer hierdie woorde hoor: jy is vergeetagtig, jy weet nie wat jy doen nie, jy is dom, jy is lelik. Wat is fout met jou? En hierdie woorde is soos dun draadjies wat ons vasbind en ons probeer krom trek en aftrek aarde toe. En 1 of 2 draadjies is dun genoeg vir ons om dalk te kan lostrek, om dit 1 of 2 keer te kan hoor, maar hoe meer van hierdie draadjies ons vasbind, hoe moeiliker word dit vir ons om hulle te breek en uiteindelik word ons ook krom getrek.
En dit het uiteindelik nie net dit wat in ons harte gebeur het, wat ons voel in ons harte, dit bly nie net by ons harte nie, dit word uiteindelik deel van ons liggame. My maag wat seer is, my kop wat seer is, my skouers en my rug wat pyn, en so vorm hierdie dinge ook 'n gees van skaamte, van wantroue, van geen selfvertroue. Soos die vrou van Lukas 13. Ons kan nie seker wees wat alles in hierdie vrou in Lukas 13 se lewe gebeur het nie. Al wat ons weet is dat daar 'n gees was wat haar krom getrek het. En vir 18 jaar het sy die belewenis gehad dat mense anders na haar gekyk het. Haar sosiale status het anders gelyk en die maniere hoe mense oor haar gepraat het, sy het dit aan haar lyf gevoel. En op hierdie punt is dit nodig om te noem dat hierdie verhaal van 'n gebrekkige vrou dalk ook nader aan jou hart lê. Dalk het jy self 'n gebrek of dalk ken jy iemand met 'n gebrek of iemand naby aan jou het 'n gebrek. Ek kan my net indink dat sulke Bybelse verhale iets in jou binnewêreld roer, want jy is diep bewus daarvan wat dit beteken om aangegluur te word, anders nagekyk te word en met al daardie seer wat saam met daardie kyke gaan, moet jy saam met jou dra. En vandag wil ek vir jou sê, dat as jy in 'n liggaam lewe waar die samelewing jou label dat jy stikkend en gebrekkig is, jy is 'n volledige waardige mens. Jy kies hoe jy jou storie vertel, want jy is een van God se wonderwerke. Voor die liggaam van Christus is jy belangrik. Ons wil jou hier hê, ons het jou nodig, net soos wat jy is. En as jy 'n ander boodskap by iemand anders gekry het, dan is ek regtig jammer. So kom ons gesels vandag oor hierdie kromrug vrou, oor haar labels, oor die dinge wat haar buig en bind en breek, oor die dinge wat fisies met my en jou ook gebeur, met ons liggame, maar ook met die dinge wat ons aan ander mense se harte aandoen. So Brené Brown vertel 'n storie van haar dogter wat eendag huis toe gekom het en haar dogter was skool toe gewees en sy het vir haar vriendinne in 'n geheim iets vertel en kort voor lank toe is hierdie storie die hele klas vol. En haar dogter kom huis toe en sy sit so teen die muur en sy gly af grond toe en sy begin te huil. En Brené Brown dink toe in haar mamma hart, nee, sy moet nooit weer hierdie kinders vertrou nie, en hierdie dogter sê ook vir haar, mamma, ek gaan nooit weer enige iemand in my lewe vertel nie. En Brené Brown gebruik toe 'n voorbeeld, toe haar dogter nou bedaar, om vir haar iets te vertel van vertroue. En Brené Brown sê toe vir haar dogter, vertroue is soos 'n houer, 'n jar of marbles, maar hierdie albasters is 'n houer van vertroue. En sy vra vir haar dogter, is daar iemand in jou lewe wat se albasterhouer dalk al bietjie vol is? Dink maar net aan enige iets wat sy of een van jou vriendinne al vir jou gedoen het. Elke albaster stel 'n oomblik van omgee voor. En haar dogter dink so en sy sê, ja, my vriendin help my wanneer ek hulp nodig het by die sport, by die hokkie. Sy het al een keer my veters vir my vasgemaak en sy onthou om vir my water te bring. Dis 'n albaster. En wanneer ek siek was nou die dag, het sy vir mamma gebel en gevra of ek okay is. En sy onthou mamma en pappa se naam en oupa en ouma se name. En so kom haar dogter agter dat sy het mense wat sy kan vertrou, vriendinne wat regtig 'n houer vol albasters het wat sy kan vertrou. En vertroue word gebou deur verhoudings wat regtig omgee. Verhoudings daar waar mense opdaag, daar waar hulle luister, daar waar hulle bereid is om regtig in jou storie in te koop. En Brené Brown sê,
So leer sy ook vertroue aan CEO's. Jy kan nie net by 'n vergadering opdaag en vir jou span sê, okay, vertrou my nou met hierdie nie. Dis nie hoe vertroue werk nie. Vertroue word gebou deur as jy inloer by jou werknemer en vir daai werknemer vra, hoe gaan dit met jou ma wat siek is by die huis? Dit is hoe vertroue gebou word. So deur ons seer kry en ons seer maak aan ander word wantroue geskep. Ons mure word al hoe hoër gebou en uiteindelik, soos die Grinch, vertrou ons nie meer enige iemand op aarde nie. En ons isoleer onsself. Isolasie is bitterlik alleen. Isolasie gaan sit aan ons lywe. Isolasie breek ons, bind ons en steel ons lewens. En in vanoggend se verhaal besef ons, dit is nie wat God vir ons bedoel het nie. Ons is nie gemaak om alleen deur die lewe te strompel nie. Jy is ontwerp vir 'n bestaan waar jy kan vertrou. C.S. Lewis skryf in Mere Christianity dat die hele dans van die drie-eenheid, daardie beweging van liefde, van gemeenskap, wederkerigheid, iets is waartoe ons uitgenooi word. En as jy warm wil word, sê hy, dan moet jy by die vuur gaan sit. As jy nat wil word, moet jy in die water inklim. En as jy vreugde, vrede, krag, ewige lewe wil hê, moet jy naby die bron gaan lewe. En hierdie bron is nie 'n afgeleë plek nie. Dit is 'n persoon, dit is Jesus Christus en die manier hoe jy in daardie dans inkom is deur verhouding, vertroue, oopheid. En jy kan nie die lewe hê wat God vir jou gee as jy jou hart agter tralies toesluit nie. Nou in die boek Korintiërs staan daar dat jou liggaam aan 'n tempel, een tempel is van die Heilige Gees. Een tempel, iets wat heilig is vir God. So hierdie lywe van ons is heilige houers en hierdie ongerieflike, verganklike, maar tog indrukwekkende wonders van God waarmee ons deur die lewe reis van die moederskoot tot die graf. Dit is kosbaar vir God. En in die verhaal van die vrou wat 18 jaar lank krom was, vasgebind was, hou Jesus die swaard van die waarheid en hy sny daardie drade af. Jesus kom genees haar gebrek, haar sosiale status en haar gees en maak haar kromrig regop. Sy kan weer trots en met vryheid die wêreld in die oë kyk. En wat belangrik is om te hoor is dat God ons kan kom red binne in ons liggame nie. In ons liggame. Hy kom red ons nie van ons liggame nie. En daarom is Kersfees die lekkerste tyd van die jaar. Die gees van Kersfees herinner ons dat liefde beteken dat God gekies het om 'n menslike lyf aan te trek om ons te kom red. So gebroken soos ek en jy, beledig en gelabel. En tog het Jesus gebreek en vir ons mooi kom wys hoe kosbaar ons is, net soos wat ons is. Ons is die imago Dei, die beeld van God. God se beeld kan net begryp word in die diversiteit van alle menslike forme. Die oneindige menslike variasies is nie 'n fout nie. Dit is 'n teken van die heerlikheid van God. En ons het dit gaan gebruik as 'n teken van die waarde en die rangorde van die mensdom. Typies mens om iets wat aan ons gegee het as 'n geskenk in 'n vloek te gaan verander. Jou liggaam is nie 'n vloek nie. Jou liggaam is 'n ongelooflike wonderwerk. 'n individuele houer van die heilige. Hanteer dit met soveel liefde en respek, want hierdie liggaam het jou deur elke dag van jou lewensreis gedra. Vandag nooi Jesus jou om ook regop te staan. Nie omdat jy nooit seer gekry het nie. Nie omdat mense jou vertroue al in die verlede verraai het nie. Jy is net bloot nie gemaak om alleen te wees nie. Die oomblik toe die Grinch besef het dat alle mense nie onder dieselfde kam geskeer kan word nie en dat daar 'n lig is wat nooit deur die donker uitgedoof kan word nie, het sy lewe verander.
Mag jy vandag so regop as moontlik staan? Mag jy vandag rondloop, huppel, hinkepink of rol met al die vryheid en waardigheid en skoonheid wat die Skepper aan jou gegee het. Mag jy weet, jy is gesien, jy is geken, jy is 'n dogter, 'n seun van Abraham. Jy is 'n ongelooflike wonderwerk. En mag jy die moed hê om jou albasters weer te begin gee en te ontvang, want dit is waarvoor jy gemaak is. Amen. How could it be so? It came without ribbons. It came without tags. It came without packages, boxes, or bags. And he puzzled and puzzled till his puzzler was sore. Then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas He thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. Help me! I'm feeling. and what happened then? Well, in Whoville they say that the Grinch's small heart grew 3 sizes that day. What's happening to me? I'm all toasty inside. And I'm leaking. Oh, Matt. I love you. Oh, that's enough. I'm not gonna beat it.